Markus 14 vers 61 tot 63 vertel dat die hoëpriester Kajafas vir die Here Jesus met sy verhoor die donderdagnaand vra of hy die seun van God en die Christus is. As Jesus ja sê en na Daniël 7 vers 13 tot 14 verwys, skeur die hoëpriester sy klere van ontsteltenis. Daarmee verwerp hy as hoëpriester wie hy is en alles waarvoor hy staan. Die hoëpriester moes eenmaal per jaar die bloed van 'n lam op wie die sonde van die volk geplaas is, in die allerheiligste deel van die tempel invat en voor God bring om vir die sonde van die volk versoening te doen. Maar dit was nie genoeg nie, moes elke jaar weer en weer met die Paasfees gedoen word. As die Here Jesus volgens Matteus 26 vers 36 tot 42 die lydingsbeker drink, dan neem hy as die lam van God die sonde van die wêreld op hom. Hebreërs 9 vers 11 tot 14 vertel dan dat die Here Jesus met sy offer op Goeie Vrydag homself met sy eie bloed as offer gegee het sodat ons God nou kan dien. Die Here Jesus het as hoëpriester net eenmaal in die teenwoordigheid van God ingegaan en vir ons ewige verlossing gebring. Matteus 27 vers 50 tot 51 vertel dat as Jesus sy asem in die kruis uitblaas, die gordyne in die tempel skeur sodat almal nou deur hom in die allerheiligste deel in die teenwoordigheid van God kan ingaan. Die Here Jesus het in Johannes 14 vers 6 gesê dat hy die enigste deur na God is. Daarom sê Hebreërs 10 vers 19 dan ook dat ons nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot God het. Die kruisgebeure op Goeie Vrydag maak van ons die deur na God oop, sodat ons nou deur die bloed van Christus altyd by God welkom is. Hoe antwoord jy op wat Christus op Goeie Vrydag vir jou gedoen het? Leef jy nou soos iemand wat vrye toegang tot God het?